Voorreg om weer saam te wees en ons is baie dankbaar vir elkeen van u wat vanaand hier is. Ons glo dat die Here u gebring het. Ons vertrou dat die Here vir u sal seën en beloon dat sy woord in die hart lewend sal ingang vind en ook diep en heerlike werk sal doen. Ek het tog gevoel om ietsie net vinnig met u te deel, te praat voor ons begin. Die feit dat ons eredienste het, soos hierdie, om so by mekaar te kom, is daar so 'n paar dinge wat mense dalk partymal vergeet en wat ons nodig het om te weet. En ek dink dit haak aan by wat ons verlede week met die vaders ook gesê het, die nalatenskap, die pad wat u loop met u gesin, om hulle op die regte weg te lei. Nou, 'n erediens is nie 'n geleentheid wat die kerk reël nie. Dis nie die dominee wat vra dat 'n klompie mense by mekaar kom, dat hy met hulle kan praat nie. 'n Erediens is 'n vergadering wat die Here belê. So dit is hy wat bepaal het dat ons hier by mekaar kom. En die Here het in die erediens het hy 'n gemeente wat hy oproep, soos dominee in die gebed ook genoem het, dat ons gehoorsaam kan wees, en kan luister na die stem van die Here, om op te kom na die plek waar hy ons wil hê. En die Here stel ook iemand aan die ander kant, is die twee kante wat ter sprake is, die gemeente wat opgeroep word, maar die Here gee ook 'n prediker, 'n predikant, soos die priester in die Ou Testament, soos Moses ook, deur wie hy sy woord aan die gemeente wil bedien. Nou daardie priester of predikant is deel van die gemeente. Dis nie 'n los iemand van buite. Hulle het nie vir Biliam geroep en gevra, dis nou tyd dat ons weer hoor wat sê jy nie. Maar die Here het met Moses gepraat en Moses het gepraat. Nou ek is besig nou met Numeri vir die aandoordenkings. Levitikus maak nou die 10de klaar volgende Vrydag. Dan begin ons DV Saterdag met die aandoordenkings met Numeri. En het my opgeval, soos verder ook in die Pentateug, maar veral nou het ek daarop begin let. Elke keer as die Here iets met die volk wil deel, die volk word by mekaar geroep en dan praat die Here. Maar dan praat die Here nie direk met die volk nie. Hy sê altyd in die eerste vers, en die Here het met Moses gespreek en gesê. Dan kom hy daarna en sê, en Moses het met die volk gespreek en gesê. Dan draai presies daardie woord wat God aan hom gegee het, draai aan die gemeente oor. En dit is wat die Here gesê het, ek dink Eksodus 25 vir Moses, die versoendeksel, daardie middelpunt in die tabernakel, waar die Here hom teenwoordig stel in die midde van die volk. Daar waar hy met hulle saamkom, van daardie punt af, sal hy vir Moses sê wat hy die volk beveel. So dis 'n struktuur wat die Here saamstel, die volk roep hy op, en hy praat met sy knegt, en hy moet uit die raad van God kom om met die volk te praat, dat hulle gevorm word na die beeld van die Here, en na die roeping wat die Here vir hulle het. En nou, die verdere punt wat ons net ook vinnig vir julle noem. Hierdie saak dat die Here die vergadering byeenroep, beteken dat ons op sy roepstem moet reageer, soos ons nou verwys het na dominee se gebed, dat ons gehoorsaam moet wees, want God roep ons. Dis nie die dominee nie, dis nie die kerk nie, dis nie 'n instansie nie, dis die Here wat ons oproep, want van die skepping af het hy eendag eenkant gesit, wat hy met die volk besig wil wees, wat hy met ons besig wil wees. Hy roep ons, want hy wil ons vorm, hy wil ons voed, hy wil ons versorg deur sy woord, van die woord, en ook deur die same kom nie. Beteken dit, ek is ongehoorsaam aan die oproep van die Here. Dat ek ongehoorsaam is, my eie pad loop. Ek sê vir die Here, jammer, ek is moeg vanaand. Of jammer, die kinders moet môre skool toe. Of jammer, ek het 'n besige week gehad, of hier kom 'n besige week. Of jammer, hier is nou iets anders wat opgeduik het, en ek kan nou ongelukkig nie gehoor gee nie. Daardie oproep na die plek waar 'n mens ingebind is in die gemeente. Weet, elke lidmaat in die gemeente is op 'n dag voorgestel as lidmaat in die gemeente.
En met daardie voorstelling was daar amper 'n verbond wat gemaak word tussen u en die gemeente in teenwoordigheid van die Here om saam die huis van die Here op te soek. Maar daar's nou nog 'n verdere saak ook wat ter sprake kom wat die woord van die Here baie duidelik aanspreek. As ek nie kom na die erediens nie, dan laat ek die ander wat wel kom, laat ek in die steek. Hebreërs 10 vers 25 sê, laat ons die onderlinge byeenkoms, hierdie gemeentelike vergadering, jy weet, ons het ons persoonlike ontmoeting met die Here waar ons stilte tyd hou. Ons het ons huisgodsdiens waar ons as gesin in teenwoordigheid van die Here kom. Maar dat die Here ook bepaal hierdie groter geleentheid as gemeente waar ons saamkom. En nou wil die Here met almal van ons werk. Daar is uitsonderings, daar is geleenthede waar dit vir ons onmoontlik is of moeilik is en wat die Here ook sal verstaan. Maar ek dink daar's te veel eie belang of eie besluite wat ons vergeet dat dit die Here is wat ons oproep. En dat ons met hom te doen het en dat ons ook met mekaar te doen het in teenwoordigheid van die Here. Die Here roep ons nie een op soos in die stilte nie, maar hy roep ons as vergadering op om met die vergadering te praat, om ons te vorm sodat ons as gemeente die beeld in die naam van die Here uitdra in die wêreld rondom ons. Nou Hebreërs 10 vers 25 sê, laat ons nie die onderlinge byeenkoms en nou hierdie ongelukkige woorde wat verder gaan. Hy sê, soos sommige die gewoonte het nie. Daar's mense wat wegbly nie. Maar as mense wat 'n gewoonte al ontwikkel het om weg te bly en die ander in die steek te laat. Nou dit wat die Here in en deur die gemeente wil bereik, moet hy nou met 'n verminderde groep bereik, want die res is nie beskikbaar nie, hulle is nie daar nie. Hulle het nie aangekom nie, hulle was nie gehoorsaam aan die stem van die Here nie. Aan die predikant se kant, die een wat die Here aanstel om die gemeente te onderrig, nou hy kan nie sê, daar was van die jong predikante wat dit al gedoen het, die gemeente nie opkom nie, het een plek, onthou ek so klompie jare terug, het hulle glad nie die hekke oopgesluit by die kerk nie, toe sê die dominee, nee maar, as hulle nie kom nie, hoekom sal die hekke oopmaak, jy weet, iets in daai lyn. Ons kan nie iets op die afdwing nie, dis 'n vrywillige taak wat ons het. Die Here het baie keer vir die wat hy roep gesê, of hulle al luister of nie, of hulle ag gee of nie, of hulle opkom of nie. Jy het jou taak en jy vervul jou taak, jy moet gehoorsaam wees om die woord af te lewer, of daar net 10 is van die 100, en of almal daar is, maak nie saak nie, is ek wat jou stuur, en jy moet aan die Here gehoorsaam wees en die woord aflewer. So maar net so 'n gedagte wat miskien so 'n paragraaf artikel in die kerkblad te stuur om dit ook uiteen te sit. Mens wens eintlik jy kan met al die lidmate in die kerk 'n bietjie gesels daaroor. Maar dit is so belangrik, so uiters belangrik. En ons ly soveel skade as ons ongehoorsaam is aan die oproep van die Here, aan die stem van die Here, sy plan en doel wat hy met ons het. Maar nou dit nou daar gelaat, ons kom vanaand by die vrou soos ons vir die beloof het. Ons het verlede week met die manne wou praat. Ekskuus, is die batterytjie dalk klaar? Ek hoor dit klink my so of hy partymal stil raak. Skoon dit 'n oomblik. Ek hoop nie alles gehoor wat ons gesê het nie. Die skootrekenaar se battery het gegroet. Hy moet net op krag werk, maar toe die muis se batterye ook nou so weke wat gelede en dan werk hy en dan werk hy nie en dan werk hy en dan werk hy nie, dan moet jy hom oopmaak en roer en dan werk hy weer bietjie. Dan sê nuwe battery kry is al daai probleme opgelos, né? Nou ja, toe ons nou met die manne wou praat, het lyk my baie van hulle het gedink dat dit nie nodig nie.
maar ons hoop hulle kan maar later inluister. Dan met die vrouens saam vanaand, sal ons so hier en daar met die manne ook praat. Dit werk maar altyd so oor en weer, want dieselfde saak wat die Here met ons aanroer, geld na beide kante toe, man en vrou, ook wat die huwelik betref, ook wat die gesin betref, ook wat die gemeente betref. Daarom sal ons ook nog 'n sessie met u hanteer oor die gesin en ook oor die gemeente, so die Here wil. Nou, ek wil so 3 gedeeltes vir die voorhou vanaand, as jy kan saam lees net vinnig, Efesiërs 5, van vers 22 tot 24. Efesiërs 5, vers 22 tot 24. Hier spreek hy baie direk die vroue aan, soos verder aan van vers 25 af die manne. Maar hier sê hy, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook aan alles aan hulle eie mans wees. En dan Titus 2 van vers 3 tot 5. Titus 2 van vers 3 tot 5. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag, dus in hulle lewenswyse, moet hulle wees soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. En dan 1 Petrus, hoofstuk 3, daarvan vers 1 tot 6, dan gaan hy aan, hy sê, net so moet julle vroue aan jul eie mans onderdanig wees. As jy onthou verlede week, 'n paar keer gelees wat die Here sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, nie ander, die eie vrou met wie die Here jou verbind het. Nou sê die Here aan die vrou, moet julle aan jul eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godvreesende wandel aanskou het. Die klem val baie duidelik en sterk by die vrou baie meer op die gedrag, op die manier van lewe, hoe Christus uitgelewe word. Die man wat die rigting bepaal, vanuit die woord van God, vanuit Christus, en die vroue wat dit aanvaar en toepas in hulle lewens en uitlewe. Verskoon die onderbreking, maar ek dink net aan, wat is ook al genoem het, leer, sê hulle, vind plaas deur wat 'n mens hoor en wat jy sien. Dis 2 komponente. Jy kan nie een sonder die ander. Jy kan nie net sien en nie hoor waaroor gaan dit nie. Hulle kan nie net die teorie hoor en nie ook sien hoe dit uitwerk nie. En dit is wat die Here bedoel het met die man en vrou wat saam een vlees word om in 'n gesin hulle op die pad van die Here op te lei. Hy sê as hulle julle reine, godvreesende wandel aanskou het. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie. Haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie. Verskoon ek weer onderbreek, maar 'n vrou is meer geneig om te konsentreer op die uiterlike, op haar voorkoms, as op die innerlike. Daarom wat die Here sterk aanspreek, die fokus moet val binnekant, dat Christus in jou lewe sigbaar word, nie in die uiterlike nie. Hierdie dinge is om jou, die aandag op jou as persoon te vestig, terwyl die Here wil in jou lewe, wil hy gesien word. Vers 4, maar die verborgde mens van die hart en die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is voor God. Iets wat die Here behaag, want so het ook vroeër die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen
en geen enkele verskrikking vrees nie. En dan gaan hy verder weer met die manne wat ons verlede week ook dan hanteer het. Maar nou hierdie paar gedeeltes wat ons nou vanaand aan u voorgehou het, is 'n baie kosbare beskrywing van wat die Here se plan met die vrou is. En hierdie plan kom van die skepping af. Dis nie iets wat later ontwikkel het, of later ontstaan het, of later 'n behoefte aan ontwikkel het nie. Die Here het die behoefte geweet voor hy nog die mens in diens gestel het. Hy het dit reeds geken en daarom het hy van vroeg af, van begin af, reeds voorsiening vir dit gemaak. Maar as ons nou dink aan hierdie pragtige beskrywing van vrouens wie se lewe Christus kan uitstraal, en wie se lewens Christus gesien kan word, en daardie sagte, stille, sagmoedige gees wat in die Here geanker is, daardie beeld wat hier van die vrou beskryf word. Nou kom ons draai nou net vir 'n oomblik ons aandag na die wêreld toe. Wat sien ons wat die vrou betref? As ons dink aan hierdie beskrywing in die woord, sien ons dit daar buite? Ek dink aan die parlement, die regering, wat so 'n klompie jare nou al besig is daarmee. Hulle wil graag die vrouens en die mans eweveel in die parlement hê. As daar nie net soveel vrouens as mans is nie, beteken dit die vrouens word oor die hoof gesien. 'n Totaal ander begrip en konsep. Voor die tyd was die vrou gebruik haar liggaam, die skoonheid en aantreklikheid in die verkoopswêreld. Ek onthou, ek dink dit was meneer John Foster geweest wat op 'n keer gesê het al die advertensies van die motors en ander goede, dan staan die motor daar en dan staan daar 'n pop, 'n prikkelpop daarby, by die motor. Wat hy gesê het, hy wonder of hulle nou die pop wil verkoop of die motor. Watter een nou? Dit gaan om die motor, maar die vrou se beeld word gebruik om die verkope aan te help. Dus die vrou is hanteer as 'n prikkelpop, as 'n seksvoorwerp, in steede van iemand wat die beeld van Christus uitstraal in haar praktiese lewe, persoonlik en teenoor haar man en ook wat haar gesin betref. Nou, dit is baie duidelik in die woord dat die man en vrou, hulle is dieselfde, hulle is voor God in sy aangesig is elkeen 'n lewende wese. Die een is nie minder of minderwaardig as die ander nie. Elkeen is 'n volledige geskape wese voor God, gelyke wesens voor die Here, met gelyke regte, maar in opdrag en funksie is daar 'n radikale verskil, wat die Here 'n beduidende onderskeid wat die Here gemaak het. Nou die eerste wat ons by net so 'n bietjie wil stil staan, wat ons nou reeds voor al by stil gestaan het, daar by die eerste diens al, die vrou voltooi haar man, haar eie man, en spesifiek in daardie verbintenis. Nou God het gesê daar in Genesis 2 vers 18 wat ons reeds hanteer het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Dit is nou daar nadat God Adam geskaap het en opdrag aan hom gegee het oor die skepping en hy al die diere en al die voëls en goede het hy bekyk en aan elkeen 'n naam gegee. En die naam beskryf eintlik die aard en die voorkoms van elkeen van daardie wesens. Hy het die hele klomp regdeur gewerk van A tot Z. En hy het nêrens iemand gevind wat by hom pas, met wie hy in gemeenskap kan lewe nie. Onthou, die Here het die mens een spesie gemaak. Die diere en die voëls en die visse het hy verskeie spesies gemaak. En ten spyte van daardie verskeidenheid was daar niemand nie. Maar daar was een, God het 'n geslag, die Here het 'n geslag van God gesoek. Daarom het hy uit Adam, uit sy rib, die vrou gemaak. Dis soos wat die Here sê daar in vers 18, ek sal vir hom 'n maat maak wat by hom pas. En nou moet ons onthou, 1 Korintiërs 11 vers 9 sê, dat die vrou vir die man geskape is. Die man is nie vir die vrou geskape nie. Dit is vir die man wat die vrou geskape is, omdat die man onvolledig is sonder sy vrou, sy eie vrou, met wie hy een vlees word, wanneer hulle saam verbind word. Hy is onvolledig, hy is nie in staat om die opdrag en taak van God te vervul. Hy gaan onder die stres en die druk van die lewe gaan hy soog.
Hy het iemand nodig wat vir hom 'n ruggraat kan wees. Hulle word een vlees. Nou, die manne moet nou nie aanstoot neem nie, maar ek gaan nou net so 'n woordjie na u kant toe gooi. Net om te sê hoe nodig die man die vrou het. Daar is 'n navorsing wat gedoen is jare gelede. Dit het aan die lig gebring dat alleenlopende mans, dit is nie mans oor die algemeen nie, maar manne sonder 'n vrou, daar is ook uitsonderings, maar as 'n reël, 80 tot 90% van sosiaal-patologiese gevalle die alleenlopende mans van hulle afkom. Hulle verdien as groep minder as enige ander groep in die gemeenskap. Hulle verdien minder, hierdie alleenlopende mans verdien minder as alleen vrouens. Hulle verdien minder as werkende vrouens. Hulle is minder verantwoordelik met rekeninge en die manne wil dit nie graag hoor nie. Minder verantwoordelik met motorbestuur as hy nie sy energie gekanaliseer word nie en ander persoonlike gedrag. Die alleenloper man se aggressiewe neigings is ongetem en destruktief. Dit is 'n bondel energie wat rondhop en soek om iets te doen. Hy moet gekanaliseer word. Die vrou weer aan die ander kant verlang langtermyn sekuriteit en stabiliteit. Sy soek 'n huis, 'n bestendige inkomste, sekuriteit vir haar kinders en vir haar. En as hierdie alleenloper man en die alleen vrou saam verbind word in die huwelik wat deur die Here beskik word, dan gebeur daar iets met hierdie man. Die wonder van God se plan is nou dat hierdie man se energie word verenig met die vrou se behoeftes. Dit word gesê gekanaliseer. Dit wat onbeheers en onbeheerbaar gepraktiseer het, dit word nou gekanaliseer. Die oomblik wat die vrou met haar man in die eg verbind word, verander die man drasties. Nou, u het al gehoor die spreek wat hulle sê, agter elke man staan daar 'n vrou. Eintlik ja, ek dink hy sê agter elke suksesvolle man staan daar 'n vrou. As party wat nou sy tong in die kies byvoeg, staan daar 'n vrou wat hom vertel hy's verkeerd. Maar die werklikheid van die saak, as sy haar rol lewe soos wat die Here bepaal het en die man saam met haar die woord van die Here gehoorsaam, dan begin daardie paartjie, begin hulle die plan van die Here uitlewe. En daardie man met daardie energie wat hy gebruik het om sy eie belange te bevorder, sy eie begeertes te kry, daarmee, as dit nou gekanaliseer word, bou hy 'n huis en 'n toekoms vir sy gesin, sy energie word gekanaliseer. En dit wek in die man 'n manlike trots, omdat hy nodig is, omdat hy vir iemand iets kan beteken. Maar is net moontlik met die vrou se ondersteuning en onderskraging, en as albei die wil van die Here soek en die woord van die Here wil uitlewe. Nou, luister, Salomo, wat ook al gepraat het oor die vroue wat nie die moeite werd is om te hê nie. Hy sê ook baie positiewe dinge. Spreuke 18 vers 22 sê hy, wie 'n vrou gevind het moeilikheid gevind. Nee, dis nie wat hier staan nie. Hy sê, wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Hoor jy wat sê? Iets goeds van die Here en 'n welgevalle van die Here. Dit beteken, die Here gee ag op jou en hy versorg jou, hy gee vir jou wat jy nodig het. Iets goeds, baie beter as wat jy kan dink of bedink. Spreuke 19 vers 14 sê hy ook, huis en goed is 'n erfenis van die vaders. Met daai goede kan jy erf, die fisiese, materiële dinge. Maar jy kan nie 'n vrou erf nie, 'n verstandige vrou erf nie. Hy sê 'n verstandige vrou is van die Here. As die Here vir jou iemand gee wat hom liefhet, wat sy pad loop en saam met jou daai pad wil loop. Spreuke 31, daai hoofstuk oor die deegsame vrou, die laaste hoofstuk aan Spreuke, vers 11, 12 en 23. Hy sê, die man, die hart van haar man vertrou op haar, so 'n vrou.
en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Dit beteken sy dra by tot sy voorspoed, sy produktiwiteit. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Baie huwelike hoor ons so later in tyd, dan raak die fit uit, hulle raak flou. Die Here sê in sy woord, al die dae van haar lewe. Haar man is bekend in die poorte, as hy saam met die oustes van die land sit. Hier wil ek net so 'n staaltjie vertel, iets wat gebeur het, 'n vroeër jare daar op die vorige kweekskool, die oorlede vrou. Hulle het met die studente vrouens so dan en wan iemand gereël van buite 'n spreekster om vir hulle bietjie te kom dinge vertel wat hulle nodig het om te weet. En daar was een keer iemand, die persoon lewe vandag nog, wat 'n vriendin van haar was, en sy het toe een aand met die studente vrouens kom praat. En sy het vir hulle vertel dat sy in haar lewe het sy haar voorgenem om haar man te bou, om hom te ondersteun. Watter werk hy ook al doen, dat hy die beste sal wees in sy werk. Nie afgetakel en afgerem en afgekarring nie, maar hom gebou. En daardie man was uiteindelik, was hy 1 jaar burgemeester van die dorp gewees. En hy het jarelang ook in die kerk en die gemeente baie beteken vir die saak van die Here. As 'n vrou 'n man opbou, weet ons sê baie keer eintlik maar 'n vrou kan 'n man maak of breek. Een van die twee uiterstes. Ons het 'n paar keer daarna verwys. Ongelukkig alles wat die Here in sy woord vir ons gee, die Satan probeer dit elimineer. Hy probeer dit vernietig. So ons het nou die een aand in die so tydjie gelede gesê, ons het 'n keuse. Ons is morele wesens geskape. Jy het die vermoë om besluite te neem. Jy kan kies. Wil jy die pad van die Here loop? Wil jy beantwoord aan die plan van God? Of wil jy terugsit en jy dink nou jy doen niks nie, maar eintlik doen jy wat die Satan wil hê jy moet doen. En jy kom jou verantwoordelikhede en jou plig nie na nie. As 'n gemeenskap saamgestel is uit pare wat so saamgevoeg is, die welgevalle van die Here verkry, omdat 'n mens die pad van die Here soek, dan bou dit jou gesin, dit bou jou huwelik, dit bou 'n gemeente, dit werk volk. Dit gaan vorentoe as ons die pad van die Here kies. Nou wil ek met groot nadruk sê, vrouens het 'n ontsaglike groot verantwoordelikheid op hulle skouers voor God in hierdie verband. As u nie bereid is om u taak voor God te neem nie, sal u man nooit wees wat hy kan wees. Hy sal nooit sy volle potensiaal bereik wat die Here met hom in gedagte het, as u nie u ondersteuning gee soos wat die Here bedoel het dat u dit sal doen nie. Salomo het nog 'n woord hieroor. Hy sê in Spreuke 14 vers 1: Die wysheid van die vroue bou die huis. Nie haar hande nie, dis nie sy wat die bouwerk doen nie. Maar haar wysheid, die ondersteuning om ruggraat vir haar man te wees, dit bou die huis. Breek dit met eie hande af. Let gerus ook op hoe daar in die geskiedenis van die konings gepraat word. Ek weet nie of jy al opgelet het, maar verskeie kere in die Ou Testament dan word daar gepraat oor 'n koning of iemand, en dan so terloops word gesê, sy moeder was die en daardie persoon. En soms dan gaan hy verder en sê ook, die koning het die pad van die Here geloop, of hy was opstandig teen die Here. Die moeder het 'n bepalende invloed op 'n man, selfs die konings, hoe hulle opgetree het, en ongelukkig, hoe die koning optree, raak die hele volk. Dit raak op elkeen van die terreine, soos wat ons die sorgstukkiere uiteensit. Die volgende saak van die vrou is, die vrou onderwerp haar met eerbied aan haar man se sorg en lyding. Dit is die pad wat die Here vir ons voorhou. Kolossense 3 vers 18 sê Paulus, vroue, wees julle mans onderdanig, en dit is nou nie soos wat heidense konings en heidense regerders en mense dit doen nie. Hy verklaar elke keer, soos dit betaamlik is in die Here.
wees jou man onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Dit wat die Here wil, daardie pad. Ander vertaling sê, vir die vroue wil ek sê, julle moet julle stel onder julle mans, want so hoort dit by mense wat aan die Here behoort. As jy aan die Here behoort, dan het jy 'n verantwoordelikheid om die wil van God in jou lewe uit te lewe. Efesiërs 5 vers 22 het ons gelees, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Elke keer gee hy vir ons 'n kwalifikasie. Hoe moet dit gebeur? Soos aan die Here. 'n Ander vertaling sê, vir die vroue wil ek sê, elke vrou moet haar stel onder haar man, soos ons onder die Here stel. Dit wat die Here wil hê moet ons doen. Dit moet die man oordra vanuit Christus, in sy gesin, in sy huwelik in. En sy vrou het die verantwoordelikheid om dit op te neem en dit dan uit te lewe. Efesiërs 5 vers 33 sê, en die vrou moet die man eerbiedig, of anders vertaal, die vrou moet vir die man eerbied hê. Nou Petrus praat ook wat ons hier saam gelees het, 1 Petrus 3 vers 1. Vir die vroue wil ek sê, julle moet aan julle mans gehoorsaam wees. Dit beteken nie slaaf, slavin of onder die hak nie, maar iemand wat saam met die man soek om die Here te behaag en die wil van die Here uit te lewe. Vers 6 het vir ons gesê, Petrus, soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Die agting dat hy oor haar gestel is, soos wat Christus oor hom gestel is, en ons voer daai struktuur kanaal uit. Wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Dit beteken dat in plaas van dat 'n vrou probeer om haar man te oorheers, sy agter hom sal staan met al die ondersteuning in sy taak en roeping voor God. Dat hy die beste man van God sal wees, nie in menslike terme, maar in die wil en die hand van God, maar jy het jou ondersteuning daaraan gegee. Sy moet haar oorgee aan sy liefde, aan sy leiding, sy beskerming, soos dit betaamlik is in die Here. So hy kan nie maak wat hy wil nie. Hy moet die wil van God lewe en uitvoer, en sy moet hom daarin ondersteun. En sy moet haar plek so in die Here inneem. Ons het reeds vroeër daarna verwys, dat Genesis 3 vers 16, na die val, dat dit gesê word, dat die vrou, na jou man sal jou begeerte wees, dat dit die gedagte insluit, dat haar begeerte sal wees om haar man, om oor hom te heers. Dis so 'n omkering van die struktuur wat God daar gestel het, sal sy doel verydel. Want die Here het 'n struktuur daar gestel. As 'n vrou die plek van die man inneem, en wil heers, en wil bepaal, en wil stuur, dan bring dit 'n rebelse, beterweterige, onwillige, ononderdanige geslag, wat ongehoorsaam is aan die Here. Die vrou se invloed werk dit deur in die omgewing, in die mense rondom haar. Sy moet nooit haar emosies gebruik om haar man te oorreed, soos wat Delilah gedoen het nie. Ons lees in Rigters 16 vers 16, dat sy Samson aldaar gepers het en by hom aangedring het, so dat hy so ongeduldig geword het, dat hy kon sterf. Dit is ook die potensiaal wat 'n vrou het. En dit word nie toegelaat nie. Die Here het 'n beter weg. Niks is meer demoraliserend vir 'n man as sy vrou nie die Here vrees nie. Dit is wat Salomo gesê het, né? Dis beter op die hoek van 'n dak saam met 'n toeskierige vrou in dieselfde huis. Niks breek 'n volk vinniger af as wanneer die vrouens sleg is nie. Vrouens nie goed is nie. Vrouens se moraliteit en sedes bepaal 'n volk se toekoms, ook wat 'n kerk betref. Salomo het gesê in Spreuke 11 vers 22, 'n goue ring en 'n vark se snuit, so is 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. 'n Godvreesende vrou is 'n man se grootste bate. Spreuke 12 vers 4, 'n deegsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak, is soos 'n verrotting in sy gebeente.
'n vrou kan 'n geweldige verleentheid wees, of sy kan 'n geweldige aanwins wees. Net so tong in die kies. Het nou, so die week wat verby is, iewerster iets gelees wat twee manne met mekaar praat. En die een sê vir die ander man, hy sê, my vrou is 'n engel. En die ander man sê, man, jy is 'n baie gelukkige ou, my vrou lewe nog. Nou, is nou so tong in die kies, né? Maar mens sien die twee kante van die saak. Watter kant toe gaan jy daar? Dit is jou keuse, die plan van God, of jy trap in die stryk van die Satan en hy breek alles af wat die Here wil opbou. Nou, as ons praat oor hierdie onderwerping, wat beteken dit? Dit vat nie 'n vrou se vryheid weg, dat sy nou so amper in 'n hoekie moet wegkruip of iets in daardie lyn nie. Iemand het een keer die beeld gebruik wat nogal baie kosbaar is. 'n Trein, as ek nou dink, partymal mens sien soms foto's of dinge van hierdie lang trein wat van Sishan na Saldanha toe loop, né? En dit is 'n ontsaglike lang trein. En daai lokomotiewe is 'n paar vooraan wat daai hele lang trein trek oor die woestynland tot by die kus. As daai trein langs die spoor geplaas word, gaan hy vorder. Hy gaan nie beweeg nie. Maar op die spoor is hy vry en kan hy beweeg. Al daardie, ek sê honderde, seker duisende kilometers. 'n Mens het vryheid as jy binne God se standaard lewe, binne God se kanale lewe. Vryheid in God se wêreld is nooit sonder grense nie. Ek dink terug, dit al soms genoem, Dr. Connie Mulder, die pa van die twee Mulders wat nou nog lewe. Hy was minister van inligting gewees. En die sensuurraad en daai dinge het hy op 'n tyd moes hanteer. Ek het eendag op die radio gehoor dat hy gesê het, vryheid is vryheid binne my erf se mure. As my vryheid oortree op my buurman se erf, dan is dit losbandigheid. Dan is nie meer vryheid nie, né? Vryheid is binne die struktuur waar dit bedoel is om te wees. Dit verlaag ook nie 'n vrou na 'n robot nie, maar dit maak haar iemand wat langs haar man staan en wat saam met hom vorentoe gaan. Nou, onderwerping beteken ook beskerming teen aanranding van buite. Weet, in die eerste plek teenoor die kinders. Ek dink nou maar terug in ons eie lewe hoe dit gebeur het. Ek weet baie ander kan ook daarvan praat. As 'n pa vir 'n paar dae weg is, miskien met 'n regsdienste of sinode of iets, dan kan van die kinders by die huis kanse vat met die ma. En hulle kan bietjie ongedurig raak en onbeheerbaar raak. En wat interessant is, so dagga wat voor pa terugkom, dan maak Boetman vrede met ma. En hy probeer vir haar mooi vertel, sy moet asseblief nie vir pa sê wat hy gedoen het nie, né? Want hy weet daar gaan moeilikheid kom. Dan praat hulle weg. Nou, die pa moet die skuld wees vir die ma. Kinders moet weet, hulle kan nie met ma maak wat hulle wil, al is pa nie daar nie. Hulle het 'n verantwoordelikheid en hulle staan onder verantwoordelikheid. Die ander saak wat ons vroeër ook oor gepraat het met die manne, die vrou is die swakkere vat, sy is meer vatbaar vir misleiding, omdat sy moeder gemaak is, 'n ander samestelling as 'n man, en sy is die een wat troos en wat die seerplekke hanteer en wat toeganklik is. Partymal, weet ons, dink maar aan die Romeinse kerk wat ook glo dat 'n mens deur Moeder Maria moet na God toe gaan, met die Here moet praat. Christus is vir hulle nie aanvaarbaar nie. Mense dink 'n moeder is meer toeganklik, maar ongelukkig hanteer die duiwel dit ook. En daarom wat hy dwalings en dwaalleringe baie keer eerder deur 'n vrou inkry en gevestig kry as deur 'n man. Hy misbruik dit. Ons het ook vroeër verlede week daarna verwys na die Fariseërs ook die huise van weduwees uitbuit en plunder. Nou, teen misleiding van buite. 'n Vrou mag dalk toegee aan dinge wat sy hoor. Die man het die verantwoordelikheid voor die Here om te luister en te sê, nee, dis nie die pad nie. Dis nie die weg van die skrif nie. Ons het ook verwys na daar in die begin wat
Die manne, as die vrou by die huis kom en sy sê sy het 'n gelofte gemaak, iets van die aard, en die man swyg daaroor, dan gaan dit deur. As hy sê nee, dan word daardie verbond of ooreenkoms dan gekanselleer. Dan die volgende wat ons oor wil praat net, is die vrou is die lewensmaat vir haar man, wat die Here vir hom gegee het. Sy moet sy sterkste ondersteuner en aanmoediger wees. Dit is die man se ruggraat, het ons ook al gesê. Daarom is haar verhouding met die Here van die uiterste belang. Ons het genoem by die manne, dat Paulus daar in Efesiërs 5 vers 18 sê, die manne, of waar hy praat oor die man en vrou, die verhouding in die huwelik, word met die Gees vervul. Om 'n suksesvolle huwelik, 'n suksesvolle gesinslewe, 'n suksesvolle, vrugbare gemeentelike lewe te hê, is dit van die uiterste belang. Dat ons die weg volg wat die Here daar in Eksodus en Levitikus reeds aangedui het met die offers. Die sondoffer wat handel met die wil, die brandoffer wat handel met 'n lewensoorgawe, dat ons wil eenkant gesit is, dat God se wil kan seëvier, en dat ons lewens oorgee om te lewe soos wat God wil hê ons moet lewe. 'n Mens moet jou gee, die vrou moet haar gee in hierdie situasie. Nou, die een ding wat sy voor belangrik, of wat baie sterk op haar skouers is, om 'n tuiste skepper te wees, 'n tuiste vir haar man, weet dat hy bly sal wees om huis toe te gaan. Dit maar in die jare, toe ek die polisie-reserviste diens ook gedoen het, ek daarom tot so by sergeant gevorder, maar die aande wat ons daar by mekaar gekom het jy agtergekom, daar's van daai manne, hulle wil heel aand daar bly, hulle wil nie huis toe gaan nie. Hoekom wil hy nie huis toe gaan nie? Is die huis nie 'n plek waar hy tot rus kom, waar hy sy vreugde en vrede vind nie. 'n Mens, die tuiste moet 'n plek wees waar die kinders, die man, almal graag heen wil tuiskom. Ons ken ook daardie spreuk in ons volksmond wat sê, wat is 'n huis sonder 'n moeder? 'n Moeder wat 'n tuiste skepper is, wat 'n ma daar is. Ek dink aan my oorlede vrou ook, toe hulle kinders was daar op die plaas. Die ma was altyd daar. As iemand seer kry, hoef hulle net te roep, en die ma is daar. Selfs later toe, die ma, hulle plaaswinkeltjie daar naby die huis, op die plaas gehad het, langs die pad, het hulle geweet, al is ma nie in die huis nie, sy is net 'n roep ver. Die ma is daar. As hulle haar nodig het, dan kom sy. Die ander saak wat 'n vrou onontbeerlik is in die gesinskonteks, is om die waardes te kommunikeer. Die sedelike waardes, die godsdienstwaardes, morele waardes, alles wat saak maak, dit wat sy en haar man deel en beoefen, om dit by die kinders in te skryf. As ek maar dink aan my grootword jare, my pa het ons nie by tye gevat en daar in 'n kring laat sit, en ons nou Leviete voorgelees, of ons nou onderrig oor al hierdie dinge nie. Die moeder het hierdie dinge so in die gang van die lewe, so saam met die opvoeding, saam met die dissipline, al die dinge, het sy daardie dinge in ons lewe gevestig. En dit is waar dit vandaan kom en waar dit gevestig moet word. Ongelukkig die wêreld waar ons lewe. Ons het net nou gesê, as ons kyk na die wêreld, ons kyk na die beeld wat die skrif vir ons voorhou, dan sien ons nie dieselfde prentjie nie. Nou as ons dink aan die wêreld rondom ons, die wêreld dink, 'n vrou, hulle ag haar op die vlak van die man, en sê, as sy nou intelligent is, sy is goed gekwalifiseerd, dis 'n vermorsing van goeie talent, as sy by die huis moet sit en kinders grootmaak. Sy kan 'n baie beter pos in die wêreld beklee, baie meer ekonomies bereik, as wat sy in die huis kan bereik met kinders grootmaak. Nou ongelukkig is dit 'n ding wat baie sterk pos gevat het, en wat in baie huise so ingewortel is, ek weet nie of jy dit daar gaan uitkry nie. Ek onthou, ek weet nie of ek hier al gesê het nie, maar een keer, kort 'n paar dae, was daar 'n advertensie op die TV, ek dink dit was Netbank, wat 'n vrou wat hoogs gekwalifiseerd was, 'n vername posisie bekleed in die instansie, dat sy gesê het, die grootmaak van haar kinders is belangriker as die pos wat sy beklee.
en dit wat sy daardeur verdien. Sy los die werk om haar kinders te gaan grootmaak. Nou, dit is uiters belangrik. Jy weet, as ons dink aan kinders grootmaak, dis die volgende geslag wat gevorm word. Jy bepaal hoe die volgende geslag gaan lyk, wat die waardes van die volgende geslag gaan wees, deur die opvoeding wat die moeder in die huis gee. En as ons dink aan die toekoms, dan is die opvoeding van kinders, die taak van die moeder as waardekommunikeerder, is die belangrikste werk wat sy kan doen. Die beste breinkrag is daarvoor nodig, juis vir die opvoeding van die kinders, vir die bekwaamheid van die volk en kerk van môre. Dan onderworpenheid dien ook as 'n getuienis. Hierdie onderwerping, as sy dit lewe soos wat die Here wil, soos in die Here, dan gaan daardie lewe ook so spreek tot ander, dat mense gered kan word, sonder dat hulle in 'n evangeliediens kom. Evangelie is baie belangrik, dit moet verkondig word. Maar hy sê, 1 Petrus 3 vers 1 en 2, net so met julle vroue, aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, daar is 'n doel daarmee, as sommiges aan die waarheid ongehoorsaam is, as manne en ander mense nie na die woord wil luister nie, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine godvreesende wandel aanskou het. So belangrik is 'n vrou se lewe in die Here. Al is daar dan ook party van die man, sê 'n ander vertaling, wat nie na God se woord wil luister nie, kan hulle vir Christus gewen word deur hul vrouens se gedrag. Selfs al help dit nie om daaroor te praat nie, sal hulle sien dat julle gedrag rein en vol eerbied teenoor God is. Paulus praat ook in 1 Timoteus 2 vers 9 tot 10 oor die uiterlike versiering, wat ons net nou ook na verwys het. Hy sê, so moet ook die vroue hulle versier met behoorlike bekleding, nie halfnaak nie, behoorlike bekleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie om jouself te vertoon nie, maar net om behoorlik gekleed te wees, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, waarmee jy die aandag op jouself probeer vestig nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Behoorlik gekleed, maar kleed jou met goeie werke. Daardie werke wat uit die woord van die Here gevoed word, in jou lewe openbaar word, dat mense daardeur gewin kan word. 'n ander vertaling sê haar eintlike skoonheid lê in 'n mooi karakter wat gesien kan word in alles wat sy doen. So hoort dit ook by die wat Christene is. Nou hierdie innerlike skoonheid, Petrus verklaar dit, hy sê dit kom van binne uit die hart uit, en dit verdwyn ook nie as die ouderdom kom nie. Heilige vrouens het nog altyd op die innerlike gekonsentreer. Hulle was nie modepoppe nie, hulle het vir ander gelewe eerder as vir hulle self. Hulle het nie gelewe om gesien te word nie, maar om iets te bereik. 'n sagte en vriendelike geaardheid, dit is vir God 'n baie kosbare versiersel. Die innerlike skoonheid wat gesien kan word, deur die toegewyde vrouens van vroeër wat hulle hele verwagting op God gestel het en na hulle mans geluister het. Dit is in wese 'n reine en godvreesende wandel. So lewe is 'n lewende voorbeeld wat siele onweerstaanbaar na God te trek. Die vrouens het die voorreg wat manne nie het nie, om deur hulle lewe, godvrugtige lewe, mense na Christus toe te trek, dat hulle die Here soek en die Here wil vind. Jy weet, ongelukkig, ek het het gesien in my bediening, en is iets wat weer algemeen bekend is, dat sommige manne nog nooit gered geword het nie, as gevolg van hulle vrouens. 'n vrou wat wederweterig is, wat met haar man kompeteer, wat sy plek wil vul, wat hy wil inval in die struktuur van die Here nie. Daar is ook kinders wat nog nie by die Here uitgekom het nie, as gevolg van die vroue, die ma. Ons sien
deur haar gedrag kan mense getrek word na Christus. Maar deur haar gedrag in haar lewe kan mense ook verhinder word op die weg na Christus toe. Jy sien Bybelse waarhede, dit word van die kansel af verkondig. Maar dit word deur die moeder in die gesinskonteks ingedra en daar vasgemaak en daar bevestig. En as daardie tweede element ontbreek, dan gaan dit wat verkondig word waai verby. Dit dring nie in die harte en die lewens in nie. Daarom wil ons maar sê, so om mee af te sluit, bid vir mekaar. Die manne het 'n verantwoordelikheid wat ons laasweek hanteer het, wat in sekere opsigte oorvleuel met dit wat die vrou se verantwoordelikheid is. Die man en vrou het elkeen 'n groot verantwoordelikheid. En ons moet mekaar ondersteun daarin. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet onsself aan die Here oorgee om te bou aan my man, aan my vrou, en dat my lewe 'n voorbeeld is van my verhouding met die Here. En ons moet dan in daardie herderlike sorg lewe. Die Satan probeer met alle mag om dit te vernietig. Ons sien dit in die wêreld rondom ons. Die hele wêreld, as ek dink aan die hele samelewing, al die, ek wil nie eers daarop begin uitbrei nie, gaan ons nog 'n bietjie lank besig bly. Maar daar is soveel plekke waar die vrouens ingedring het, wat 'n ander beeld uitstraal, as wat die manne uitstraal. En dit is die werk van die Satan, om die plan van God te verydel, om dit te probeer kelder, dat die werk van die Here nie uitgevoer word, soos wat die Here dit beplan het en bepaal het nie. Ons, elkeen, terwyl die Here vertoef om te kom, terwyl hy nog nie gekom het nie, ons nog in hierdie wêreld is, hierdie omgekrapte deurmekaar wêreld, het ons die verantwoordelikheid om elkeen die hand aan die ploeg te slaan. En ons te gee vir die saak van die Here, en die keuse te maak. Ek wil wat God wil vir my lewe en in my lewe tot eer en verheerliking van sy naam. Amen. Baie dankie. Here, baie dankie dat ons kan stil word voor U, ons harte kan buig voor U, ons het U woord gehoor. Here, ons weet dat U 'n besondere verwagting van ons het, die besondere voorsiening gemaak van die skepping af, om dit moontlik te maak. Selfs na die sondeval het U die offers gegee, eintlik Christus aan die kruis, om die werke van die duiwel te verbreek, om met U bloed te kanselleer elke plan van die Satan. Here, dat U vir ons genade gee, om onder beheer van die Heilige Gees te kom, dat die Heilige Gees ons kan lei op die weg, en dat ons soos daarin, Deborah daar in Rut gebid het, om ons, of in Rigters, om ons gewillig te betoon vir die Here, gewillig om die pad te loop, ons oor te gee om die pad te loop, dat U verhoog en verheerlik kan word, in ons lewens, in ons huwelikslewens, in ons gesinslewens, in ons gemeentelike lewens. Ons bid dit in die lieflike naam. Amen. Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen.